Maandag 2 Maart 6:28, jy kyk na Stroom op hier op Nuuspot, Suid-Afrika se grootste aanlyn Afrikaanse nuus en aktualiteitsprogram, en ons kyk in ons program vanoggend na die Iran aanval en maak 'n bietjie meer sin daarvan. Voordat ons met Hugo gaan praat, hy gaan seker nou aanlyn kom ons praat gou-gou by iets wat ons nie kan verbygaan nie. Minab, 'n klein stad in die Hormuzgan provinsie, die provinsie wat oor die straat van Hormuz uitkyk, dis nie 'n militêre stad nie, dis 'n visser dorpie, bekend vir sy donderdagmark en sy kleurryke tradisies. Vrydagoggend tydens die eerste dag van die aanval tref 'n missiel 'n meisieskool in Minab. Dit gebeur gedurende skooltyd. En Iranese owerhede beweer meer as 100 kinders sterf. Ander bronne beweer 'n laer getal, maar selfs die laagste syfer is 'n ramp, 'n menslike ramp. Tientalle meer word beseer. Ambulanse kan nie deur die gebombardeerde strate beweeg nie. En dan Amerika en Israel wat nie die skoolaanval direk opgeëis of verduidelik nie. Militêre bronne verwys na kollaterale skade in die omgewing van 'n militêre teiken in die gebied. En is moeilik om dit onafhanklik te bevestig, omdat joernaliste nie vrye toegang daar het nie. Wat ons wel weet is kinderstemme in 'n skool wat die mees weerlose mense in enige konflik is. En die storie van Minab is nog nie vertel nie. Ek dink 'n storie wat dalk 'n belangrike een is in hierdie groter prentjie, wat 'n mens nie uit die oog uit moet verloor nie. So hou maar in jou agterkop minstens dan die gedagte dat daar ook onskuldige slagoffers in hierdie oorlog is. Maak nie saak hoe goed jy die oorlog wil praat nie. Daar is bitter baie onskuldige slagoffers wat dit nie verdien nie. In my virtuele ateljee, Hugo Creer vanuit Frankryk. Môre Hugo. Môre is ook, môre aan jou luisteraars. Hugo, ons fokus vanoggend hier in Stroom op die groot Iran aanval en die gevolglike aksies en reaksies daarop. Ons gesels met jou om 'n bietjie van 'n persoonlike prentjie te kry. En dalk kan jy net vir luisteraars en kykers beduie wat dit is wat jou aan hierdie, op 'n baie intieme vlak, aan hierdie groot aanval en krisis verbind. Ja, kyk, my vrou is van Iran af, sy is van Isfahan af. Terselfdertyd het ek ook gespesialiseer. Hallo Isak, is jy nog daar? Jy was vir 'n oomblik weg gewees, Hugo? Ja, ekskuus, hy sê ek het hier so uitgesny. So eenvoudig te stel, ek terug kom na jou vraag toe. My vrou is van Iran af. Ek het haar in Frankryk ontmoet, maar sy's 'n wiskundige wat hier kom swat het ek haar ontmoet. En terselfdertyd het ek gespesialiseer in kernkrag. Ek's 'n siviel ingenieur, maar my spesialiteit is die bou van kernkrag. So ek het albei nou gevolg. Ek is al 3 keer Iran toe. Ek is nog nie gearresteer deur die veiligheidspolisie vir kernkrag en goeie soos dit nie. So ek is baie dankbaar vir hulle daaroor, alhoewel ek al 'n paar keer op die lughawe vrae gekry het in Frankryk onder andere. Maar die ding is, ons is soos ek betrokke met die ding en ek het toe nou begin oplees oor die oorlog en die situasie daarso. Ons met my skoonfamilie 2 dae terug gepraat en ek was in die gym gewees. En was Sondag gewees, dis Saterdag gewees. 9:00 toe stuur my vrou vir my boodskap. Sy hoorie nou net met haar susterskind gepraat oor die foon en iewers hoor ons 'n slag en al die kommunikasie is uit. So daar's die internet is afgesny weer eens. Die Iranese regering doen dit gereeld in noodtoestande wat ook proteste insluit soos nou hierdie jaar gesien het. Telegram werk nog so bietjie en Instagram bietjie, maar WhatsApp is afgesny. Twitter en YouTube is heeltemal verbanne in Iran, is al lankal so. Maar hulle basies beperk die kommunikasie tussen mense, omdat die regering bang is dat die Amerikaners
en die Israelies hierdie of hulle standpunt, hulle gebruik hierdie webtuiste om onrus te saai en om optogte aan te blaas. Okay, wat hulle nou die sogenaamde Colored Revolutions praat. So dit word afgesny in oorlogstye. Terselfdertyd volg ek maar die nuus dop. Ek het die voordeel dat ek 'n bietjie Persies kan praat en my vrou natuurlik praat vlot. So ons kan Iranese TV kyk en natuurlik ons en dan probeer ek nou maar te vergelyk wie lieg die meeste, want soos ons weet in 'n oorlogssituasie so wat die first casualty of war is truth, né? Almal probeer elke storie te spin. Gister het Israel en Amerika sover ons kan stel daai nou gepraat het daai kinders in Menab dood geskiet wat langs aan 'n weermagbasis is. Ek vermoed hulle het die basis geteken in die skool geskiet. En in elk geval 140 kinders is dood en binnekort daarna het die Israelies gesê maar ons het nie gedoen nie. Soos ek die feite nou verstaan, het die Israelies het gedoen en daai storie wat hulle nie gedoen het so vinnig flou geval want hulle het gesê ja, maar dit was 'n naweek en kinders gaan nie op naweek skool toe nie. Maar onthou in Iran is die naweek eintlik donderdag en Vrydag. So kinders gaan op Saterdag skool toe. So jy weet daai tipe dinge gebeur in 'n oorlog van daar is altyd ontkenning van gruwelmisdade. Want jy wil natuurlik wys dat die ander kant die bose en die duiwel is en ek is die goeie ou. En ook in hierdie geval natuurlik moet ons nie vergeet nie, daar is godsdiens betrokke. En almal wil nou sê God is aan sy kant natuurlik. So jy die Israelies baklei met die Torah, die Amerikaners met die Bybel en die Iranese probeer die Koran uitruk hierso. En elke ou sê maar daai teks sê natuurlik my mense is reg en jou Here is hierso. En so gaan hulle aan. So. Die opstande wat ons die afgelope tyd in Iran gesien het, skep 'n prentjie van mense wat ongelukkig is oor die Iranese regering. Is dit die korrekte prentjie wat ons kry, of is daar 'n groter deel wat ook lojaal is aan hierdie Ayatollah Khamenei wat nou dood is? Kyk, eers van alles is reg, daar is mense wat baie kwaad is vir die regering. So ek sê ek was 'n paar maande terug daar gewees, dit was nou 'n maand gewees, hoofsaaklik in Esfahan, ons het op die getoer na ander plekke toe. En die inflasie op hierdie stadium, daai staan ons 40-50% gewees. Dis nou voor die optogte, né? Die gemiddelde ingenieur wat 'n professionele mens is daarso, nou ek kan hom maar seker sê CA ingenieur ensovoorts, verdien maar die ekwivalent van wat se €200, so is R4,5,000 'n maand. Met inflasie het hulle nou sit jy nou op R2,000 'n maand se inkomste. Nou dis 'n professionele gekwalifiseerde mens. Nou moet jy dink wat verdien die ou wat die knegg is en op die straat is in daai omstandighede. So die ekonomiese toestande het baie kwaadheid geskep onder mense. En daar was 'n definitiewe element van daai optogte wat legitiem was en reg was om te vra maar wat maak julle, hoe bestuur julle die land? Daar's ook 'n waterkrisis in Iran. Ek het laas keer hier in Suid-Afrika nog gepraat, Iran se lyk erger. As jy in Esfahan staan, dan is die Zayandi Road, dis die hoofrivier, heeltemal droog getrek van slegte beplanning. En jy sien die mislikheid onder die mense se gemoedstoestand as rivier droogloop. En dis nie net in Esfahan nie, dis in ander plekke ook, van wanbestuur basies en korrupsie. So hulle het ook 'n revolusionêre regering soos Suid-Afrika wat alle name verander het. Okay. Na hulle aan bewind gekom het en groot strukture en monumente vir hulle eie mense gebou het sonder om na die infrastruktuur te kyk. Klink dit nie 'n bietjie bekend nie. So natuurlik gaan jy 'n gedeelte van die bevolking wat kwaad is, maar ongelukkig en dit sê ek vir die mense hierso ook, is Iran 'n teokrasie. Shiat Islam is die tweede grootste Islambeweging. Dis amper so protestante en die katolieke, om nou te vereenvoudig. En die helfte van die moslems in die Midde-Ooste is Shiats. So die feit dat hulle nou die hoofleraar doodgeskiet het in die Shiat Islam sonder enige regte rede, okay, want Iran was bereid om te onderhandel, het haat en woede geskep onder mense wat onder andere gelowig is. Nou, ek kan nie vir jou sê of dit 10 of 15 of 20 of 30% van die bevolking het. Ek dink niemand het regtig peilings nie. Maar daar is gister groot optogte in Teheran en in Esfahan vir mense wat vir wraak soek vir wat gebeur het.
En nou vra jy daai eintlike vraag, wie is nou die meerderheid hierso? Die ouens wat kwaad is vir inflasie of die ou wie nou kwaad is omdat jy nou iemand belangrik doodgeskiet het? Verduidelik vir ons, hoe sien jy die gemiddelde Iranees? As jy nou hulle moet opsom. My indruk is dat die gemiddelde Iranees, nee, sê jy vir ons, nou wil ek vir jou sê jy vir ons, hoe kyk jy? Ek kan nie anders 'n land verskryf nie. Jy moet ook eers sy politieke stelsel verstaan om sy mense te verstaan. Iran word nou al sedert 1979 beheer deur die van 'n voogderaad. Die grondwet staan bekend as die Walayat-e Faqih. Okay, nou dit is beteken die behering deur leraars. Hy word eintlik so die NG Kerk beheer. Hy het 'n klomp ayatollahs wat daar is. En as daar verkiesing is, kies hulle vir jou die kandidaat. En jy mag nou stem. So mans en vrouens kan stem. Daar's sekere vroueregte, ek sê dit in aanhalingstekens in Iran. En jy kan ook kies vir die ouetjie. Maar jy kan nie eintlik self staan as 'n kandidaat byvoorbeeld. So dis 'n verskanste demokrasie wat hulle het. Hulle het 'n parlement en hulle het 'n regsleiding, maar die ding is nie regtig demokraties nie. Die gemiddelde Iranees het destyds daai stelsel ondersteun ten volle. Hoekom? Toe die Shah bewind was, kon net 30% van die Iraneese lees en skryf. Okay. En nou, jy vat 'n land wat 30%, dit is so Zimbabwe na onafhanklikheidswording. Moet hulle Mugabe gevolg vir daai rede. Ek wil ook sê die Suid-Afrika onder die ANC, dit was 'n baie ideologiese, dogmatiese ondersteuning vir die ANC gewees. Maar mettertyd het die Iranese regering en ou Mabie krediet gee die land opgebou, stelselmatig, nie altyd die beste nie. Die gemiddelde Iranees vandag kan lees en skryf. Okay, so hulle gesyferheid, geletterdheid is amper 100%. Onder andere het baie vrouens hulle self bekwam. En dis eintlik 'n uitsonderlike storie dat Iran 70% van hulle wiskunde en wetenskapstudente en ingenieurs is vrouens in Iran. Maar nou sit jy met 'n probleem. Jy het 'n stelsel wat geskryf is uit die 1400s uit of uit 500s uit. En nou het jy 'n leerlike geletterde bevolking, gedeelte van die bevolking wat geletterd is. Terselfdertyd het jy ook waar die meeste Iraneese nou hulle heil gesoek het, is as knegte, weet jy, die hokkers op die strate. Om nou maar werk koop en verkoop. En jy kry byvoorbeeld as jy nou taxi bestuurder in Iran wat 'n doktorsgraad in chemie gekry het, maar hy het nie werk vir hom nie. Of hulle die land verlaat of hy moet nou maar werk gaan soek wat eintlik sal ek sê onderdanig. Ek sê nie sê jy het werklik onderdanig is nie, dis beledigend vir mense wat doen. Dis 'n werk wat nie eintlik vir die status bedoel is nie. En dis wat baie frustrasie geskep het onder die geleerde mense. Maar nou het jy ook nog 'n gedeelte van die bevolking wat maar basies so werk, wat in die weermag dien, om nou diensplig is verdien daarso, wat kerk toe gaan of moskee toe gaan gereeld. En wat nou maar glo, soos wat die ouens destyds die apartheid regime die NG Kerk geglo het. Die Afrikaners het nou maar geglo. En jy sit met hierdie verdeeldheid in die samelewing. Dit is so ek het nou verskryf daarso. Die gemiddelde ou in Iran wat ek mee praat wat opgelei is heeltemal bewus van die korrupsie en die frustrasie van die alledaagse mense daarso. Maar ek het al gereis deur die platteland daarso. En dan sien jy nou maar ou wat nou maar vir jou dieselfde storie oorspin van hoe goed en groot sy regering is. Okay. So jy sien dit. Wat is jou vrou? Wat is op die oomblik jou vrou se grootste hoop en vrees? Wel, kyk, ons het 'n babakind laas jaar gehad, ek het maar so op die radio mag sê, en ons is net baie bang hoe die ding haar gaan affekteer. So sy's baie bang hoe die oorlogspraatjies. Sy sê my asseblief sit dit in die ander kamers en hulle luister, dit die kind affekteer nie, weet. Dis een van die vrees wat die mense sê. Terselfdertyd, mense is bekommerd vir hulle familie. Sy ma is nou amper 80 en sy lewe met tannie het hartprobleme al vir jare lank en dit is een van daai gevalle. En as daar bom langs aan haar gaan afgaan, glo ek nie sy sal dit so maklik kan oorleef soos die jonger mense daar nie. So jy weet, die eerste ding wat die mense na toe gryp as so iets gebeur is natuurlik die selfoon. Te sê nou maar, waar is my ouers? Ons kan ook nie natuurlik besoek nie. Die ander probleem wat jy het is Iran is gesanksioneer. En nou die sanksies beteken ek kan nie geld soontoe vat. So elke keer as ek soontoe gaan, moet ek nou 'n klomp kontant. Ek is nie baie ryk man nie, in my sak insteek. En dis al waarop ek kan leef as jy daar toe gaan en terug. So jy kan nie geld stuur vir mense as hulle dit self reg het op die oomblik nie. So die kontak met die familie dink ek is die ding wat die grootste vrees vir meeste mense is.
En dan ten opsigte van die oorlog, die gevoel oor die oorlog onder die gemiddelde Iranees soos wat jy Baie verdeeld, hulle is baie verdeeld. Ek was laas jaar daar, toe was ek by tandarts gewees, ek het 'n tandpyn gehad. En ek praat toe met die tandarts daar en ek sê nou, hoe voel jy oor hierdie ding? Hy wil hê Amerika en Israel moet sommer môre vir Iran bom. Jy weet, hy was sommer regvol gewees vir die storie. Hy is ook vir die regering. En dan praat jy met ander mense en hulle sê vir jou, daai ouens wat hier so uitkom, dan staan ek agter my regering, ek gaan self army toe gaan. Okay, so jy sien 'n verskriklike eng polarisering binne die samelewing. Ja, ek vermoed na hierdie aanvalle, omdat hierdie aanvalle eintlik internasionale reg oorskry het. Iran het nie Amerika bedreig nie, of Israel nie, hulle was bereid om te onderhandel. Die Israelies het die onderhandelinge ontvrug. En hulle basies die Nuremberg-prinsipe het Trump nou oortree, nee. Ons het die Nazis destyds toegesluit vir wat hulle sê in Engels unprovoked aggression. Jy mag nie 'n ou aanval sonder jou bedreig nie. Ons het besluit daai beginsels van die beginsel van Helsinki bestaan nie meer nie. Ons kom met ou aanval sonder onderhandeling. En die feit dat jy 'n leier van 'n land nou gaan doodskiet wat so groot status het, onder andere in Shiite Islam, glo ek die meeste Iranese sal bereid wees om vir hulle land te baklei. En dit gaan 'n bloedbad wees. En ek is bevrees om te sê, ek is nie Nostradamus nie, ek kan nie toekoms voorspel nie, maar ek is bevrees om te sê die wiel is nou klaar in die rol. En ek weet nie hoe jy die ding nou gaan keer nie, want jy vat nou Iran se standpunt. Hulle het die president doodgeskiet, hulle het 'n klomp top polisies doodgeskiet, hulle het kinders gebom in daai skole wat nou is, hulle het gister die hospitaal, die Gandhi hospitaal in Teheran doodgeskiet wat 'n kinderhospitaal is, okay? En ons weet Israel en Gaza het opsetlik hospitale en kinders geteken, hè, om basies dat die land nie homself in oorlog kan help terug te kry nie. Daai tipe goeters skep verskriklike haat onder mense. En die probleem met oorlog is, as daar aanknoppe eers gedruk is daar nie sommer 'n afknoppie nie. Ons het gister gesien hoe hulle Dubai, die lugmagbasis, die Amerikaanse base daar gebom het. Toe was daar ook 'n drone of iets wat die Burj Khalifa, die hoogste gebou in die wêreld, aangeval het. So hulle het die straat van Hormuz nou begin toegemaak. Jy het nou gewys op die verskil tussen die verskillende media instellings en hoe hulle daaroor berig. Ek wil nou so as 'n laaste vraag gou vir jou vra, julle wat nou 'n persoonlike verbintenis met Iran het, 'n intieme verbintenis met Iran, en in 'n ander wêrelddeel bly, in Frankryk bly, hoe sien julle daai die verskillende media berigte wat uitkom? Wat sien julle raak wat ons ander gewone ouens wat hier op die kantlyn sit en kommentaar lewer nie raak sien nie? Okay, vir een ding sê, ek het ook bietjie gespesialiseer in oorlogspropaganda, baie kursus opgeneem. In 'n oorlog kan jy eintlik nie enige bron vertrou nie. Ek sal self sê julle luisteraars moet nie jou 100% vertrou nie. Dis nie omdat jy 'n slegte persoon is nie. Dis omdat jou perspektief beperk is en almal jou vloed met feite. So jy moet media nou maar vergelyk met mekaar. En jy moet soveel bronne as moontlik gaan kyk en dan moet jy goed nou maar opweeg en ek sê altyd vir mense gebruik jou eie verstand. Daar is die probleem met die media is 'n media wil vir jou 'n storie verkoop, 'n narratief verkoop. Okay. En enige feit wat jou laat afwyk van daardie narratief, probeer dit diskrediteer. En sodra jy begin sien in 'n oorlog van jy sê maar wag 'n bietjie, Israel en Amerika het nou internasionale reg oorskry. Dan sê hulle vir jou, maar is jy nie vir Iran nie? Sodra jy ook kom met daai tipe aanvalle, moet jy weet hy's besig om propaganda te verkoop. Dis hoe ek dit sê. En die Iranese media doen dieselfde. As jy vir die Iranese media sê, maar hoekom onderhandel sy met die Amerikaners? Ons ouens wat nou nog probeer sê, alhoewel hulle meer sensuur toepas. Dan sê hulle vir jou, jy's pro-westers, jy's opposite. Okay. Ons media sal vir jou sê, maar jy's besig om die Iranese regering te ondersteun. Kan jy nie sien dat vrouens en kinders vermoor is nie? Gee jy nie om vir daai mense wat so lyding het nie? Dan sê vir my mense, hierdie is oorlog, jy kan nie 'n hospitaal en kinders bom nie. Jy weet, dis die tipe antwoorde wat jy gaan kry. En dis al wat ek vir die mense sê, jy moet uitkyk. Ek kan nie vir jou sê wat se bron om te kyk nie. Ek kan vir jou sê, ek kyk na die Persiese nuus, ek kyk na hulle nuus. Ek voel die Suid-Afrikaanse media is soms beter met internasionale dinge as die Amerikaanse media. En die ander webwerf wat ek vir mense verwys is antiwar.com. Een rede is hulle gee vir jou al die media oor die oorlog. En goed of sleg, en jy moet nou maar kies
wat se perspektief jy wil sê. Dan die ander ding wat ons hier sê is hier is godsdienst betrokke. As iemand kom en hy sê vir jou, maar die Here het die land beloof aan die Eufrates en die Nyl en daai tipe dinge. So ek sê met sommer direk nie na hom luister nie, want hy is heeltemal geïndoktrineer. Okay, hierdie gaan oor moderne oorlog en internasionale reg. En ek kan nie dink dat enige van die 3 gelowe se God dit sal goed praat dat jy menseregte skending doen op die vlak wat nou gedoen word. En ek moet sê deur Israel, Amerika en Iran. Daar's nie 'n onskuldige nie. Dit is Hugo Creer wat so praat. Hy's 'n kernfisikus, hy ingenieur en hy bly in Frankryk. Hy's getroud met 'n Iranese vrou. Dankie vir 'n bietjie van 'n persoonlike storie daar van julle kant af. Hugo, baie sterkte en ons hoop julle kan baie gou met julle familie in Iran weer kontak maak. Baie dankie Islak en baie dankie vir geleentheid. Waardeer dit. Groetnis.